my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. I lift my hands to the coming King, to the great I am.
Geliefdes, hartlike goeiedag. Ek is pastoor Pieter Boysen van die JCRMTS familie in die Oosrand en ook 'n lid van die Chaplaincy SA. As jy met my in verbinding wil tree, my nommer is 068 577 9817. Kontak my gerus as jy enige berading, gebed wil nodig hê. Ons help graag. Na afloop van vandag se boodskap nooi ek jy uit om die nagmaal saam met my en my gesin te geniet. En dan na afloop van die afsluitingslied gaan ek 'n bietjie met julle resepte deel. Want hier is God se kombuis. Hier kook ons vir die gees en vir die vlees. Maar voordat ons verder gaan, kom ons word net eers stil voor ons Hemelse Vader. Ons dierbare Heer en Hemelse Vader, hoe wonderlik is dit waar U regeer. My God, aan hierdie dag kan ons U net dank. Ons kan U net dank vir 'n goeie nag se rus en vir U liefde en U genade en U bystand en die krag. My Heer, wees ook so met elkeen wat na hierdie boodskap luister vandag. My Vader, laat hulle sal ondersoek instel en dat hierdie boodskap op vrugbare grond sal val vanoggend. My Vader, aan U die lof en die eer, aan al die heerlikheid. My Heer, staan by elkeen van ons stil. Raak ons aan met U liefde. My Vader, ek bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen en amen. Waar is jou saadjie gesaai? Op watse tipe grond is dit gesaai? Nou sê jy seker dink, ons het al baie hierdie preek gehoor. Ons weet dit en ons weet dit. Ek het vir 'n paar dae gesukkel om boodskap te kry. Maar dis waar ek my eerste fout gemaak het. Dis die ek. Ek het nie God toegelaat om vir my die boodskap te stuur nie. Ek het dit self gaan soek. Ek het een oggend net voor 2 het ek wakker geword. Maar soos 'n helder wakker. Soos ek het klaar my 8 ure geslaap. Ek het my Bybel opgetel en begin lees. En het in my gunsteling liedjie geluister, die saadjie in die grond. God het die boodskap so duidelik bevestig, deur sy woord en deur die liedjie. En het my tussen die oë geslaan, van Boeta, waar is jou saadjie geplant? Op watse tipe grond is jou saadjie geplant? Geliefdes, geagte luisteraars, hierdie boodskap is nie net vir u nie, dis eintlik vir myself. Geliefdes, ek lees vir ons graag voor Matteus 13 vanaf vers 3 tot en met 9, seker een van die bekendste gedeeltes in God se woord. En ek lees vir u voor. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê. 'n Saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval, waar daar nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van die grond was nie. Maar toe die son opkom, is dit verskroei. En omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En 'n ander deel op goeie grond geval en vrug opgelewer, die een 100 en 'n ander 60 en 'n ander 30. Wie ore het om te hoor, laat hy hoor. Geliefdes, geagte luisteraars, toe Jesus hierdie gelykenis gelewer het, was hy op 'n skei in die see van Galilea, en die skare was op die strand, waar hulle gestaan en luister het. As ons gaan kyk na hierdie geleesde gedeelte, sal ons sien daar is 4 tipes grond waarop die saad gesaai is, naamlik die eerste een op die pad, tweede een klipbank, derde een tussen onkruid en die vierde een goeie grond. Maar as ons ook kyk, daar het 4 dinge gebeur met hierdie grond, met hierdie saad. Die voëls kom, pik dit op, die wat op die grond, op die pad geval het. Die son verskroei die saad wat in die klipbanke geval het. Die onkruid verstik die saad wat tussen hulle gesaai is. En die goeie grond lewer goeie tot uitstekende opbrengste. Nou geliefdes, beide die grond en die saad waarop die saad gesaai is, speel 'n belangrike rol. Die eerste een, die saad het op die pad geval. Dit is iemand wat die woord van God hoor.
daarna luister, dan kom die duiwel. Maar dan vergeet die mense wat het gehoor het, dit baie vinnig. Die tweede klompie saad, wat tussen die klippe geval het. Dit is daardie persoon wat hoor wat die Here sê. Wat hoor, en dit aanneem met blydskap. En in God begin glo. Maar, wanneer dit nie meer so maklik is om 'n Christen te wees nie, wanneer hulle begin swaar kry, vir hulle geloof, hou hulle vinnig op om te glo. Nou die derde klompie, wat tussen die dorings geval het, dit is die tipe persoon, mens, wat in God begin glo, maar na 'n rukkie, raak hulle weer lief vir die dinge van die wêreld. Later is hulle so besig om die dinge van die wêreld na te jaag, dat hulle geen tyd meer het vir God nie. Nou die laaste klompie saad, wat op die goeie grond geval het. Dit is iemand wat die woord van God hoor, en elke dag net vir God lewe. Sy lewe is nie soos 'n boom, wat in goeie grond geplant is, wat baie vrugte dra. Matteus, wat die boek geskryf het, is baie duidelik hieroor. Soos die gemengde gevoelens en ontvangs, wat Jesus onder die Joodse volk gehad het. Sommige het sy boodskap as die goeie nuus vir hulle lewens gehoor. Hulle het hulle bekeer en sy disippels geword. Hy noem hulle die kindertjies. Sommige, die meerderheid het hom teëgestaan. Die fariseërs, skrifgeleerdes, die dominees, van daardie tyd wou nie tot bekering kom nie. Die meeste van hulle wou nie sy disippels word nie. Net so ook baie gewone Jode. Hulle was beïndruk deur die genesing van Jesus, sy predikings, maar om hulle oor te gee aan God, nee, dit was net te veel gevra vir hulle. Maar omdat Matteus al reeds besig is om vir ons te vertel van hoe verskillende mense op Jesus gereageer het, is dit eintlik beter om die gelykenis te verklaar waaruit die reaksie van die grond, met ander woorde die mens, ons op Jesus se predikings en sy boodskappe reageer. Geliefdes, geagte luisteraars, mense maak hulle eie betekenisse. Met ander woorde, ek sal 'n teks op 'n sekere manier sien en ander sal hom op 'n ander manier sien. 'n Teks het daarom nie net een betekenis nie. Ons almal hoor verskillende betekenisse daarin. Iets wat met ons spesifiek aanspreek, iets wat met ons praat. Ons kan in 'n mate sê, ons gebruik 'n teks om onsself en ander beter te verstaan. Met ander woorde, dis hoe ons daarop reageer. Dit sê ook iets van onsself. Die gelykenis help ons dus om onsself te verstaan, onsself te ondersoek. Jesus het verstaan, nee, Jesus het geweet, dat ons nie alles sou verstaan het nie. Maar nou, wat is die doel van 'n gelykenis? Waarom nou juis gelykenisse? Jesus self antwoord hierdie vraag vir ons in Matteus 4 vanaf vers 10 en vers 11 en in Lukas 8 vers 10. En ek lees vir u. En toe hy alleen was, het die wat saam met die 12 rondom hom was, hom na die gelykenis gevra. En hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken. Maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse. Nou Lukas 8 vers 10, en hy antwoord, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor nie verstaan nie. Jesus self het hierdie gelykenis van die saaiër vir ons in Markus 4 vers 14 tot 20 uitgelê. Die effektiwiteit van die saad hang dus af van beide die saaiër en die grond. Is die grond ontvanklik vir die saad? Jesus som hierdie gelykenis op met die volgende woorde: wie oor het, moet luister. Dit gee ons 'n sleutel wat vir ons verklaar hoekom sommige op sy boodskap reageer, soos goeie grond, en ander nie, die slegte grond. Dit is hoe Jesus dit dan ook aan sy disippels uitlê. Hy verduidelik die redes waarom die grond so spesifiek
maklik op die saai reageer. Ons kan dus dan hierdie 4 tipes grond waarop gesaai word, as ons as Christene vergelyk. As ons gaan kyk, die eerste een wat op die pad geval het, dis 'n oppervlakkige Christen. Die saad wat op die grond val, wy op die mense wat die woord hoor en nie verstaan nie. Die bose kom en roof dit uit hulle harte. Dit wat in hulle gesaai is, word weggevat. Dit is wanneer hulle nie moeite doen om te begrip of om te begryp wat God se woord vir hulle wil sê nie. Dan verdwyn die woord uit hulle uit. Dit gebeur wanneer jy byvoorbeeld tevrede is met eenvoudige verklaringe van ingewikkelde en komplekse goed nie. Met ander woorde, dit is 'n oppervlakkige Christen. Die bose roof die saad van die woord uit sy hart, wanneer ons nie die moeite wil doen om te reflekteer en te reageer op die woord van God wat ons gehoor het nie. Waar ons dus nie onsself inspann om die woord van God te verstaan, of om te fokus, of om te begryp, of om selfs ondersoek in te stel daarop, dan kom die bose en verwyder dit. Dit is dan asof ons dit nooit gehoor het nie. Geliefdes, geagte luisteraars, ek kan nie beklemtoon hoe ernstig groot gevaarlik dit inhou nie. Dit kan met jou in die kerk gebeur, in jou gemeenskap, by jou medegelowiges, oral. 'n lewe wat nie gefokus op die nadenking en refleksie van die woord nie, is onvrugbaar. Geliefdes, geagte luisteraars, die bose roof die saad van God, wat in jou hart is, vat hy weg. Hy vat dit weg, asof jy dit nog nooit gehoor het nie. Dan kom ons by die tweede een, die mooi weers Christen. Die saad wat op die klipbank val, wy op die mense wat die woord met vreugde hoor, maar struikel as gevolg van die verdrukking en vervolgings. Hulle hou net 'n rukkie. Belangrik, geliefdes, geagte luisteraars, dit is niemand anders se skuld behalwe jou eie nie. Want die rede daarvoor, Jesus sê, hulle laat nie toe dat die woord wortel skiet by hulle nie. Hoe tragedies is dit nie, my geliefdes, geagte luisteraars? Dit is wanneer jy sit in die kerk of by die huis met jou Bybel en dit lees, en selfs daarna, miskien 'n kort vinnig geskiedgebedjie opsê, en jy reageer nie op die boodskap nie. Dan skiet die woord glad nie wortel in jou lewe nie. Liewe mens, en dit vererger as daar verdrukking en vervolging kom. As jou gehoorsaamheid iets van jou gaan kos, wanneer jy jou ware Christelike klere moet wys. Maar die prys is net te groot. Geliefdes, geagte luisteraars, as daai donker wolke saampak, en jy die swaar weer van die lewe moet trotseer, en aan die Here moet vertrou, en jy het nie toegelaat dat die woord wortel skiet nie, is alles te vergeefs, geliefdes. As ons kyk na die derde een, materialisme, die materiale Christen, die saad wat tussen die onkruid geval het, en dan verstrengel die saad die woord, wat die persoon gehoor het. Geliefdes, dan kom die bekommernis van die wêreld, die rykdomme, die wêreldsgoed, wat op die einde tog nie saam met jou kan gaan nie. Dit raak die armes, die rykes, die sukkelaar, die suksesvolle, die ellendige en die elite. Geliefdes, almal van ons kan ons beself bekommer oor allerlei wêreldse dinge. Almal van ons kan ons lewens om ons begeertes laat wentel. Materialisme kom voor onder die rykes, sowel as die armes. Die begeertes na welis en welvaart en rykdom kan die woord van God uitdoof en naderhand uitkanselleer. Waar jy nie in afhanklikheid van God werk, met jou bekommernisse, jou begeertes nie. Raak die woord stil, as te ware,
die woord verdwyn. Nou geliefdes, geagte luisteraars, kom ons by punt 4, die vrugbare Christen, die goeie grond, geliefdes. Dit dui op die mens wat die woord hoor, begryp en begin vrug dra. Hulle doen natuurlik alles wat die ander 3 nie doen nie. Hulle reflekteer en hulle is nie net oppervlakkige Christene nie. Hulle laat toe dat die woord wortel skiet. En is dit ook 'n uitdaging. Hulle is nie net mooi weers Christene nie. Hulle fokus nie net op hulle bekommernisse nie. En ook nie op die begeertes, na welis of rykdom van hierdie wêreld nie, maar op God. Maar dis nog dieper as dit, geliefdes. Hulle lewe, hulle hele wese, is afhanklik van God. En vra van hom, dat hy hulle sal voorberei, sal gereed maak, sal skoon maak, sodat hulle vrug kan dra. Hulle lewe wentel dus, om bewustelik in die teenwoordigheid van God te leef, en die teenwoordigheid van die Here te wees. Hulle lewe slegs vir God, en nie vir die wêreld so goed nie. Geliefdes, hulle luister, en hulle doen. Nou, hoe kan ons sorg dat ons goeie grond het, dat ons saadjie in 'n vrugbare grond geplant kan word? Geliefdes, jy moet rekeningskap hou met die bose. Met ander woorde, wat gebeur wanneer jy die woord hoor, of dit lees? Hoe beïnvloed dit jou lewe? Gaan sit jy net in die kerkbank om die banke vol te maak? Of doen jy dit om met 'n boodskap te ontvang? Luister jy na die boodskap? Of dwaal jou gedagtes, dat jy niks van die boodskap kan kry nie, dat jy niks van dit hoor nie? Jy moet ook leer om die verdrukking en die terugslag van die lewe saam te leef, om op God te vertrou, en nie net te verwag dat alles mooi weer in jou lewe gaan wees nie, want dit gaan verseker nie wees nie. Jy moet ook leer om jou bekommernisse, jou begeertes, nie plek te gee in jou lewe, dat jou lewe sal oorheers nie, maar dat God jou lewe sal oorheers. En jy moet die Here se teenwoordigheid lewe, elke dag, elke uur, elke oomblik van elke dag. Daar is nie 'n ander pad nie, daar is nie 'n ander manier nie. Dit geld vir almal van ons, die ellendiges, die elite, die rykes, die armes, jy noem hulle. Dit geld vir elke een van ons se lewens. Ons moet dus rekeningskap hou met die impak van die bose op ons lewens het, die impak van vervolging, die impak van verdrukking, die impak van bekommernisse, begeertlikheid, waar die mens soveel keer blootgestel word. Die woord van God is duidelik hieroor. Ons word geroep ook om mekaar by te staan, om mekaar se laste te dra. As ons na die woord van God gaan kyk, Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Geliefdes, let op, die wet van Christus, nie landswet nie, nie menslike wet nie, Christus se wet. Ons word ook geroep om mekaar te vermaan, geliefdes. Hebreërs 3 vers 13. Maar vermaan mekaar elke dag, solank dit vandag genome word, sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word nie. Dan, geliefdes, geagte luisteraars, word ons geroep om mekaar te bemoedig. 1 Tessalonisense 5 vers 11. Daarom bemoedig en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Ons word geroep om mekaar te begelei. Ons is deel van dieselfde kudde, dieselfde liggaam. Ons is deel van die liggaam van Christus. Johannes 10:16. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal nie na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Ons is deel van die gemeente van Christus. Ons is deel van een liggaam, geliefdes, geagte luisteraars.
1 Kronieke 12:12. Want soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Nou gaan julle seker die vraag vra, maar pastoor, hoe doen ek dit? Maklik. Skep vir jou 'n plekkie waar jy tot verhaal kan kom in jou lewe. 'n Stilte plekkie waar net jy en God kan wees. Iets soos 'n gebedskamer, of as jy die prent The War Room gekyk het. Maak vir jou 'n plekkie waar net jy met God se teenwoordigheid kan wees. Dit sal keer dat die saad op die grond val en die voëls dit kom wegpik, want jy gaan alleen wees saam met God. Jy gaan luister, jy gaan leer. Skep vir jou ruimte waarin die woord kan wortel skiet in jou lewe, deur doelbewus te doen wat dit vra. Geliefdes, geagte luisteraars, dit sal keer dat jou lewe so min oplewer, soos die grond op die klipbanke, sodat jy kan wortel skiet, dat die woord kan wortel skiet. Doen iets aan jou bekommernisse en begeertes, los dit by die Here, gee dit vir die God. Hy weet in elk geval beter om het te hanteer as ons. Dit kan wees dat jy nodig het om saam met iemand te bid oor die dinge wat jou lewe vir jou de mekaar maak, wat die lewe vir jou moeilik maak. Dinge waaroor jy bekommerd is. Geliefdes, geagte luisteraars, dit is noodsaaklik. Doen dit so gou as moontlik. Dit kan ook wees dat jou lewe so wentel om wat jy kan doen, wat jy moet bereik, of wat jy wil bereik, en dat jy nie tyd kry vir die Here nie, en naderhand, jy Here heeltemal vergeet. Geagte luisteraars, geliefdes, leef doelbewustelik in die teenwoordigheid van die Here. Daar is eintlik niks meer belangriker as dit nie. Jy doen dit deur bewustelik alles wat jy doen en alles waarin jy dink, alles waaraan jy dink, met die Here te deel. Dit is 'n lewenslange reis, geliefdes, geagte luisteraars. Jy kan dit nie net 1 keer of 2 keer 'n week doen nie. Jy moet dit elke oomblik van elke dag doen. Doen dit daagliks, doen dit voluit. So kan die woord van God in jou lewe op gesonde grond val, as jy dit doelbewustelik doen. Op die manier draai jy dan vrug, soos Jesus afgesluit het met daai geleesde gedeelte. Wie oor het, moet luister. Geliefdes, geagte luisteraars, dis net 'n kort boodskap vanmôre. En ek wil graag vir julle afsluit met 'n gedeelte wat ek die laaste week ontvang het, en wat vir my nogals redelik baie betekenis het. Openbaring 15 vers 3 en 4. En hulle het die lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die Lam, en gesê, groot en wonderlik is U wee, o koning van die heiliges. Wie sal U nie vrees nie, Heer, en U naam nie verheerlik nie, want U alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat U regverdige dade geopenbaar geword het. Amen. Geliefdes, geagte luisteraars, mag julle 'n wonderlike dag verder hê, met die wete dat ons koning regeer. Ons koning is in beheer. Laat hom toe, laat die woord toe, om in jou lewe wortel te skiet. Lees met aandagtigheid. Luister sodat jy kan hoor. Kyk sodat jy kan sien. En laat die lewe nie om jou of jou wêreld so goed handel nie, maar oor God. Want dit is tog waarvoor ons lewe. Ons lewe slegs vir God, want hy het ons gemaak sodat ons vir hom kan leef. Kom ons sluit hierdie boodskap vandag af met die oorwinningslied, want ons is meer as oorwinnaars deur God, ons Vader, wat vir ons die krag gee. Geniet hierdie weekie saam met my en my gesin. Shalom.
na hom toe gaan. Hy's ons skuiling, hy's ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy's die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy's die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy's die rots wat ewig staan. Ons sal uithou, aanhou, op ons knieë sal ons veg, en op ons knieë sal ons wen. Ons sal uithou, aanhou, U alleen kan ons red, want U is in beheer. Ek sal ingaan by die koning. Ek sal opstaan vir my mense en vra vir genade. Koning, vergewe ons, want ons ongeloof is tasbaar, maar die liefde is wonderbaar. U is al wat ons nodig het. Ons sal uithou, aanhou, op ons knieë sal ons veg, en op ons knieë sal ons wen. Ons sal uithou, aanhou, U alleen kan ons red, want U is. Ons sal uithou, aanhou, op ons knieë sal ons veg, en op ons knieë sal ons wen. Ons sal uithou, aanhou, U alleen kan ons red, want U is in beheer. Kom ons kook. Ons kyk nader aan die potte en aan die stoof. Vandag se resep, geliefdes. Vandag se resep is vir die wat die soettand het, soos wat ek ook een van hulle is. Vandag kondensmelk kaaskoek. Klink heerlik, nee. Nou jy gaan nodig hê 4 eiers, waarvan jy die eierwit en geel skei, 400 ml kondensmelk, 250 gram roomkaas. Dis al wat jy vir hierdie heerlike dis nodig het. Nou, ons verhit ons oond tot 180 grade. Ons klits die eierwitte, eiergele, tot het lig van kleur is. Klits die kondensmelk by, tot het gekombineer is. En dan die roomkaas. Hou dit eenkant. Klits die eierwitte tot het heerlik styf is. Vou dit in met die eiermengsel, die eiergeel en jou kondensmelk natuurlik. Voeg dit in 'n voorveragte bak. Plaas dit in jou oond vir ongeveer so 45 tot 50 minute. Bak hom tot hy heerlik bruin is. Na die tyd, dan maak ons die oond deur oop, skakel hom af en los hom laat hy afkoel vir so ongeveer 30 minute. Na die 30 minute haal jy die heerlike koek uit die oond,
Laat hom heeltemal afkoel. En dan geniet jy vir hom. Jy kan hom gebedien met 'n heerlike roomys, net wat jy verkies, of jy kan hom net so eet. Geliefdes, as jy die resep van my wil hê, kontak my gerus. Ek deel dit graag met jou. Tot ons weer gesels volgende week. Groete uit God se kombuis. Shalom.